baie van julle wat hier is vandag ken my redelik goed en weet wat my agtergrond is maar het julle geweet dat ek van masjiene hou? Ek hou nogal baie van masjiene. En my gunsteling masjien, ek wonder of iemand kan raai. My gunsteling masjien is 'n vending masjien. Nee, daar is my vrou se gunsteling. Nee, ek hou nie van 'n wasmasjien nie. Ek hou van die resultaat van 'n wasmasjien. Maar ja, my gunsteling masjien is 'n vending masjien. Want die meeste van hulle het Smarties in. Het julle geweet dat daar nie 'n Afrikaanse woord is vir vending masjien nie? Daar's 'n troetelnaampie, 'n noemnaampie wat party Afrikaanssprekendes gebruik en hulle noem dit 'n snoepie masjien. Maar met die goed wat mens deesdae aan daai masjiene kry, dink ek nie die naam is reg nie. Daai goed moet nie in 'n snoepie wees nie. Mens kry verskriklike goed in 'n vending masjien deesdae. Maar ek's nog altyd 'n baie groot voorstander van vending masjiene en ek ondersteun hulle so goed as wat ek kan. Ek het nog altyd. En omdat ek so groot liefde het vir 'n vending masjien, het ek nou deur die jare die evolusie van die vending masjien dopgehou. Van 'n tyd waar jy die korrekte bedrag in muntstukke moes ingegooi het. As dit R6.50 was, dan moet jy R6.50 ingooi. Jy kan nie R7 ingooi nie. Jy moet die regte bedrag ingooi. Tot waar die masjiene nou later 'n keer begin slimmer raak het en hy vir jou klein geld begin gee het. En nog later het hulle nog beter geraak en jy kon later 'n noot in hom ingedruk het. En hy het geweet wat se bedrag jy daarin sit en hy het vir jou klein geld gegee in muntstukke. En die vending masjien het net beter en beter geword. Maar soos wat hy beter geword het, het hy ook met sy eie stel probleme gekom. Want hoeveel keer het ek daai R20 daarin gedruk en dan spoeg hy net weer uit. Dan draai ek hom nou anderste om, dan gaan hy met die ander kant eerste in. Dan druk ek hom in, dan spoeg hy hom weer uit. Okay, fine, dan dop ek hom om. Dan druk ek hom weer en dan spoeg hy hom uit. Okay, dan draai ek hom maar weer om en dat ek nou al 4 die kante wat hy kan ingaan, het ek nou ingesit. Okay, nou begin ons fokus. Hier is 'n hoekie wat omgevou is. Maak ek die hoekie bietjie reguit. Double check die ander hoeke. En dan probeer ek hom weer. En dan begin die proses net maar weer van voor af. En dan gaan hy net weer al 4 kante in. Nee man, dit werk nie. En dan later vang jy hom so vas en dan polish jy hom so om die hoek van die masjien. En dan probeer jy hom weer 'n keer en dan spoeg hy hom weer uit. En dan dink jy, okay, kom ons gee die ou agter my 'n kans, wat hy sy dalk probeer. En dan verwag jy om dieselfde storie te sien en die volgende persoon kom en hy vat sy R20 en druk zoep. En dan kies hy wat hy wil hê en die masjien spoeg dit uit en instantly kry dit reg. Maar my R20 wat ek ingedruk het, verwerk by oor en oor en oor en hy wil nie my R20 aanvaar nie. En terwyl ek onbevredig daar wegstap en ek bevraagteken die lewe, want ek het my boksie Smarties gekry nie, dan dink ek by myself, maar wat maak my R20 anders as sy R20? Want R20 is R20. En of dit die eerste keer is wat hierdie R20 gebruik word en of dit die 1000ste keer is wat hy gebruik word, dit bly R20, sy waarde is R20 en of hy gevrommel is en of hy reguit gestryk is, dis R20. Maar hierdie masjien hou aan om my R20 te verwerk. Dieselfde ding gebeur met ons mense. Partykeer stap jy by 'n plek in en jy word instantly
verwerp. Net soos my R20. En jy gaan huis toe en jy gaan verander so 'n bietjie aan jouself, want jy moet beter word om aanvaar te word. En jy gaan probeer en jy stap in en jy word weer 'n keer verwerp. En jy gaan verander jouself om meer te word soos die mense waar jy aanvaar wil word, en jy stap daarin en jy word nog steeds verwerp. En 'n ander ou stap daarin en hy word onmiddellik aanvaar, terwyl jy keer op keer verwerp word. Soms is hierdie veranderinge wat ons in onsself bring, net om aanvaar te word ten koste van onsself. Daar's daardie tienerseun wat so graag in daardie groep wil wees, dat hy nou begin rook, om soos hulle te kan lyk, om aanvaar te word. 'n Jong meisie laat vaar haar morele standaarde, en sy gee haar liggaam vir haar kerel, net sodat hy haar moet aanvaar. En ons smag na hierdie aanvaarding, en verwerping is so seer elke keer. Maar die verwerping is so oud soos die mens. Daar's Kain en Abel. Kain se offer word verwerp, en hy vat hierdie verwerping persoonlik, en kyk waar draai dit, omdat verwerping seer gemaak het. Kom ons kyk wat het Jesus self oor hierdie onderwerp gesê, en ons kyk daarna in Johannes 15, vers 18 tot 21. Johannes 15, ons lees vanaf vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, ter wille van my naam, omdat hulle hom nie ken nie, wat my gestuur het. Maar maak dit makliker om te weet dat ons verwerp gaan word, omdat ons sy kinders is. Net die blote gedagte daarvan, net die kennis daarvan dat Jesus gesê, dit is wat gaan gebeur, vat nie die serie van haar weg nie. En daarom gaan ons vandag tyd spandeer, en ons gaan kyk, hoe kom ons by die pyn van verwerping verby? Hoe hanteer ons verwerping? Wat doen ons daarmee? Kan ons dit gebruik? Of gaan dit ons platslaan elke keer? En om dit te doen, gaan ons kyk wat Markus vir ons daaroor geskryf het. Die evangelie van Markus begin aan die begin van Jesus se 3 jaar wat hy bedien het op aarde. Die 3 jaar wat hy gegaan het en mense geleer het en wat sy ministry op aarde was. En die een ding wat baie opmerkend en opvallend is, wanneer die Markus begin lees, in die eerste 3 hoofstukke, kom ons agter dat die mense hou van Jesus. En oral waar hy gaan en waar hy praat, is daar duisende wat saamdrom en almal wil hoor wat het hy te sê. En almal wil hom graag ontmoet en hy is verskriklik gewild. En toe gebeur Markus 3 vers 20. En hulle het in 'n huis gegaan en 'n skare het weer saamgekom sodat hulle selfs nie brood kon eet nie. Net soos hy gesê het, né? So baie mense kom daar bymekaar en almal wil sy aandag hê dat daar nie tyd is vir hom om te eet nie. Vers 21. Toe sy mense dit hoor, gaan hulle uit om hom in die hande te kry,
want hulle het gesê, hy is buite sy sinne. Wie is die mense wat gekom het? Sy mense, sy eie mense het gekom, wat veronderstel was om hom te ondersteun. Sy eie mense, wat sy support system moet wees, kom om hom weg te vat daar. Hoekom? Was hulle bang oor wat hy gesê het oor homself? Was hulle skaam oor wat hy gesê het van homself? Hierdie mense was net bekommerd oor hulle eie beeld. Hulle het nie omgegee oor wat Jesus gesê het nie, hulle het nie aanvaar wat hy sê nie. Hulle het dit wat hy gesê het, verwerp. Hulle het wie hy was en hoekom hy daar was, het hulle verwerp. En hulle gaan so ver om te sê, hy is buite sy sinne. Hy is mal, ons moet hom hier wegvat. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Sy eie mense sê hierdie goed. Net nog 'n vorm van verwerping is om nie sy woord te aanvaar het nie. Verwerp vir wie hy is en verwerp wat hy gesê het. En verwerping bly verwerping. Daardie dag is Jesus nie net deur sy eie mense verwerp nie, maar hy is ook verwerp deur 'n groep mense wat veronderstel was om te weet waarvan hy praat. Vers 22. En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy het Beelzebul, met ander woorde, hy is besete, hy het 'n demoon in hom. En deur die owerste van die duiwels dryf hy die duiwels uit. Ook maar lekker stupid vir geleerde mense. Die enigstes daar wat veronderstel was om te weet waaroor hierdie gaan. Die enigstes wat veronderstel was wat geleer is van kleutertyd af. In die woord groot geword. Al die profete gelees, presies geweet wie is hierdie man wat gestuur gaan word, wat vir hulle gaan leer van homself. En hulle snap dit nie. Hulle sê hy is besete. Hulle verwerp wie hy is. Hulle verwerp ook wat hy sê. Weer 'n keer word Jesus verwerp deur sy eie mense en deur die skrifgeleerdes wat veronderstel was om te weet. Maar die hele tyd alles wat ons nou gelees het, praat ons en kyk ons na Jesus wat verwerp is. En ons kyk na die pyn waardeur hy moes gegaan het van hierdie verwerping, maar ek het gesê ons gaan vandag leer, hoe leer ons om by verwerping verby te kom? Wat moet ons doen om by die pyn van verwerping verby te kom? So, om dit te kan verstaan, moet ons net so klein bietjie teruggaan, want ons moet eers verstaan, hoekom word ons verwerp? As ons teruggaan, en ons bly in Markus 3, dan lees ons waar Jesus die apostels aangestel het. En ek lees vir ons Markus 3, vers 14 en 15. Markus 3, vers 14 en 15. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en mag te hê om siektes te genees, en die duiwels uit te dryf. Maar dit klink alles cool, dit klink alles goed. So wat het dit met verwerping uit te waai? Wel, Jesus het hulle geroep om saam met hom te wees. Die klem is om saam met hom te wees. Die res van die mense is net rondom hom. Daar was baie disippels gewees, maar daar was 12 apostels gewees. Die res was rondom hom. Die skare was rondom hom. Sy eie mense was rondom hom. Maar hierdie 12 wat hy uitgekies het, het hy gekies om saam met hom te wees. Daar is groot voordele om saam met Jesus te wees. Want om saam met hom te wees, dan kan jy doen wat hy vir jou gesê het in Markus wat hy doen. Hy gee vir jou die mag
om siektes gesond te maak. Hy gee vir jou die mag om duiwels uit te dryf, wanneer jy saam met hom is. Baie, baie belangrik. Nie net om hom nie, jy moet saam met hom wees. Dan kan jy hierdie goed doen. En om al hierdie goed te kan doen, soos hy dit gedoen het, beteken ook, ongelukkig vir ons, dat ons saam met hom die prys gaan betaal. Die Engels het 'n baie slegte sêding wat hulle het. Hulle sê, no good deed will go unpunished. En dit is so duidelik in die lewe van Jesus, dat elke keer wanneer hy goed gedoen het, dan was daar iemand wat sleg wou gesien het daarin. Hy het ons geroep om saam met hom te wees, om saam die woord te gaan verkondig, om saam siekes gesond te maak, om saam duiwels uit te dryf, en dan ook om saam verwerp te word deur die wêreld. Markus skryf letterlik hier dat as jy saam met Jesus is, sal jy verwerp word soos Jesus. 11 van die apostels wat saam met Jesus geloop het, is wreed vermoor, omdat hulle 'n verhouding met Jesus Christus gehad het. Net een van hulle is nie vermoor nie, maar glo vir my, hulle het nog steeds probeer om dit te doen. Dis met ander woorde 'n uitgemaakte saak dat ons verwerping in die oog gaan staar een of ander tyd. En ek probeer hulle nie negatief kry daaroor nie, maar feite is feite en ons moet die feite in die oog kyk, sodat ons kan weet hoe om dit te hanteer. So die enigste keuse wat ons regtig hier het, is hoe ons gaan reageer wanneer daardie verwerping kom. En ons moet kyk hoe Jesus dit hanteer het. Ons grootste en enigste rolmodel wat dit aanbetref, het dit perfek hanteer. Maar ons gaan eers kyk hoe hy nie gereageer het. Jesus het nie onttrek wanneer mense hom verwerp het nie. Ons as mense se eerste reaksie wanneer ons verwerping ervaar is om te onttrek. Ons vermy daardie persone of plekke of instansies of situasies waar ons verwerp is. Want hoekom sal ons nou weer soontoe wil gaan net om 'n tweede keer verwerp te word? Niemand van ons gaan terug vir seconds wanneer dit kom by verwerping nie. Ons bou dan 'n muur tussen ons en verwerping. En dan 'n volgende keer op 'n ander plek ervaar ons weer 'n keer verwerping en ons bou nog 'n muur. En ons word weer 'n keer verwerp en ons bou nog 'n muur. Later het ons soveel mure gebou om ons te beskerm teen verwerping dat ons veilig binne in ons eie tronk sit. En ons sit in hierdie tronk en ons kan nie uitkom nie. En ons kan nie hierdie lewe leef wat God vir ons beplan het nie. Ons kan nie leef soos wat God wou gehad het ons moet leef nie. Ons kan nie in sy volheid en in sy liefde leef nie, want ons het onsself toegebou in mure. Ons sit in ons eie tronk. Sien partykeer is dit die mense die naaste aan ons wat ons verwerp. Partykeer is daar mense wat in ons lewens kom wat ons aanvanklik gedink het, hulle is daar vir 'n goeie doel. En op die einde van die dag gebruik hulle ons en wanneer hulle ons verwerp, dan los hulle al hulle gemors net daarso. En hulle loop weg uit jou lewe uit en jy sit met die gebakte pere. En jy het 'n klomp goed wat jy moet hanteer van ander mense, omdat hulle jou verwerp het. Toe Jesus verwerp gevoel het deur sy eie familie,
het hy nie onttrek nie. Hy het daar gebly. Die ander ding wat Jesus nie gedoen het, wanneer hy verwerping ervaar het nie, is, hy het nie 'n teenaanval geloods nie. Maar hy het in liefde gereageer. Die Engelse praat van react en respond. In Afrikaans het ons ongelukkig net een woord daarvoor en dit is reageer. En dit is nie genoeg nie. Want die woord react beteken om vinnig, impulsief en emosioneel te reageer. En dis 'n reaksie wat gewoonlik seermaak, of dit 'n vuishou is en of dit woorde is. React, vinnig, reageer, boks, vinnige skerp woord. Waar respond is gewoonlik kalmer. Dis deurdink. Dis verantwoordelik. 'n Kalm reaksie. Wat gewoonlik opbouend is, wat gewoonlik 'n situasie ontlont, wat kalmte bring by mense. Respond. Ons natuurlike reaksie is om te react. Spring en reageer. Maar Jesus se reaksie was elke keer om te respond. Kalm, rustig, met liefde. So Jesus het nie onttrek nie. En hy het nie terugbeklei nie. Wat is dit wat Jesus dan gedoen het? Want hier is wat hy nie gedoen het, maar wat het hy actually gedoen? Kom ons gaan terug na die huis waar hy gesit het. En hier binne in hierdie huis, kyk ons na wat gebeur het, toe Jesus se mense om daar wou kom haal het, omdat hulle gedink het hy mal is. Kom ons lees saam. Markus 3, vers 31 tot 35. Sy broers en sy moeder het toe gekom, en terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom om hom te roep. En 'n skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, "U moeder en u broers soek u daar buite." En hy antwoord hulle en sê, "Wie is my moeder en my broers?" En hy kyk rond na die wat rondom hom sit en sê, "Daar is my moeder, daar is my broers. Want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder." Mense wat so naby ons is, dat ons voel dat hulle familie is, kan ons ook verwerp. Mense wat naby ons is, gebruik ons en los ons. Toe Jesus verwerp gevoel het deur sy eie familie, het hy nie 'n leesbasie gesien nie. Toe sy familie uitloop, het hy nie 'n leesstoel gesien nie, maar hy het 'n oop stoel gesien. Hier is vir elkeen van ons, julle moet oplet hierso. Hy het nie 'n leesstoel gesien nie, hy het 'n oop stoel gesien. En hy het 'n uitnodiging gemaak. En hy het gesê, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder. Hy het 'n geleentheid geskep. Hy het gesê, hier's 'n oop stoel, hier's 'n plek vir jou in my familie. Al wat jy moet doen is, doen die wil van God. Dan is hierdie jou stoel. Dan is dit jou geleentheid, dit is jou plek binne in my familie. Jesus het presies geweet hoe seer verwerping maak. Daarom sê hy, as jy bereid is om saam met my te loop, is jy deel van my familie. Hy het vir ons almal wat loop met in die pyn van verwerping, het hy 'n geleentheid gegee. Hy het vir ons 'n stoel gewys. Gesê, hier is jou spasie in my familie. In Johannes 1 vers 11 en 12 sê Johannes dit so. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het,
Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En ek het dit nooit so raak gesien nie, maar hoor hierdie woord wat hy gebruik. Aan hulle het hy mag gegee. Wat beteken dit dan om in hierdie familie te wees? Beteken jy het mag. Daar's 'n krag wat jy het, daar's 'n authority wat jy het wanneer jy in hierdie familie is. Jesus maak 'n uitnodiging vir die wat deel wil wees van sy familie. Hy roep iemand om in daardie stoel te gaan sit. Wanneer iemand jou verwerp en uit jou lewe loop, al is dit tydelik, is dit 'n geleentheid. Gaan dan na die Here en sê vir die Here, Here, ek het hierdie spasie in my lewe. As dit 'n volwasse kind is wat uit jou lewe uitgeloop het, sê Here, my kind is nie hier nie. Maar hier is 'n spasie. Hier is 'n spasie wat nou oop is vir 'n kind. As dit jou ouers is wat nie met jou wil praat nie, sê vir die Here, Here, hier is 'n spasie in my lewe. Ek het plek vir ouers in my lewe. As daar vriende is wat nie in jou lewe wil wees, sê vir die Here, Here, hier is 'n spasie vir 'n vriend in my lewe. Wys U vir my. Wie is dit wat in hierdie stoel moet kom sit? Sodat ek vir hierdie persoon die liefde en die aandag kan gee wat U vir my gegee het om uit te gee. Here, wys vir my, wie is dit vir wie ek kan gee, wat die wat U moet wees nie wil hê nie. Jy sien, mense wat seer het, maak seer. Hurt people. Ons moet nie na die kyk wat verwerp en hulle verwerp oor die verwerping nie. Wanneer daar verwerping plaasvind, kom ons staan vir 'n oomblik stil by dit. Kyk na daai persoon wat verwerp. Kyk of daar nie iets anders is wat pla nie. Is daar nie ander seer nie? Kom ons verwerp nie die wat verwerp nie. En ons gaan soek regtig. Wat het gemaak dat hierdie persoon dit doen? Is daar iets wat ek anders te kan doen? Is daar iets wat ek kan doen om hierdie persoon veiliger te laat voel by my? Is daar iets anderste in hierdie persoon wat hulp nodig het? Want hierdie persoon het self seer, as ek my seer maak. Jesus het geweier om op te gee. Voor mense hom verwerp het hy wat gedoen? Hy het wonderwerke gedoen, hy het mense gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf. En na mense hom verwerp het hy wonderwerke gedoen en hy het mense gesond gemaak en hy het duiwels uitgedryf. Niks het verander nie. Hy het geweier om op te gee. Dit is ons rolmodel hierdie. Ons moet weier om op te gee. Wanneer ons verwerp word, weier om op te gee. Hou aan om daai positiewe rol in daai persoon se lewe te speel. Hou aan om die rots te wees vir daardie persoon. Hou aan om vir hom te bid. Net omdat hy nie nou by jou wil wees nie, sê nie dat jy moet ophou om by hom te wees nie. Al is dit net in die gees, al is dit net in jou gebede, hou aan om daar te wees vir daardie persoon. Jesus het nooit toegelaat dat verwerping sy bedanking word nie. Hoeveel keer gee ons mense op? As iemand jou nie soek nie. As iemand nie daai vriendskap soek nie, dan bedank ons uit die vriendskapswêreld uit en ons sê, fine, as jy nie my vriend wil wees nie, dan sal ek vriende maak met niemand weer nie. As jy nie my liefde wil aanvaar nie, gaan ek vir niemand meer lief wees nie. Ek bedank uit hierdie liefde gee posisie uit.
As jy nie my hulp wil aanvaar nie, dan bedank ek uit hulp gee uit en ek gaan niemand meer help nie. Verkeerde attitude. Moenie bedank uit daardie posisie uit, omdat jy verwerp is uit daardie posisie uit nie. Daar is iemand daar buite wat dit nodig het. Skuif net jou fokus. Hoe het Jesus dit reg gekry om nie te onttrek nie, maar om aan te hou sonder om op te gee? Hoe het hy dit reg gekry om nie terug te beklei nie, maar om elke keer met liefde te reageer? Die antwoord is so kort en so eenvoudig en dit is in Markus 3 vers 34. En Jesus kyk rond na die wat rondom hom sit. Hy kyk nie na die wat buite is nie. Hy kyk nie na sy mense wat buite is nie. Hy kyk nie na die wat hom verwerp het en weggeloop het nie. Hy kyk na die wat nog steeds rondom hom sit. Die fokus is op die wat nog steeds daar is. Hy fokus op die wat saam met hom wil wees. Hierdie prys wat ons betaal saam met Jesus om verwerp te word deur die wêreld is 'n baie duur prys. En nie almal is bereid om hierdie prys te betaal nie. Want dit maak seer. Jy kan daarna kyk soos wat jy wil, jy kan so hard wees as wat jy wil. Hierdie verwerping maak seer. Maak elke keer seer. Maar 'n vorige keer het ek gepraat van hoe kort is ons rukkie hier op aarde. En as jy 'n potlood lyntjie reg rondom die aardbol moet trek, en jy vat daai potlood en jy maak 1 punt op daai lyntjie, dan is dit nog nie 'n miljoenste van die tyd wat ewigheid is nie. En hierdie prys wat ons moet betaal om verwerp te word saam met Jesus deur die wêreld is die kleinste moontlike prys wat daar is om te betaal om vir ewig aanvaar te word by ons Vader in die hemel. Om vir ewig in sy teenwoordigheid te kan wees. Om dan nooit ooit weer verwerping te ervaar nie. My boodskap vandag is kort. En dit is fokus op die mense wat rondom jou sit. Die wat nie by jou wil wees nie, bid vir hulle. Spreek hulle vry en los hulle dat hulle gaan waar hulle wil gaan. Maar hou aan bid vir hulle. En dan terwyl die mense hier rondom jou nog by jou wil wees, gee vir hulle al die liefde en al die aandag. Moet nooit ophou vir hulle te leer wat jy geleer het uit die woord uit nie. Wees daar om vir hulle die rots te wees wat hulle nodig het. Wees vir hulle die aanvaarding wat hulle nodig het. En voordat jy te vinnig verwerp in hierdie lewe, onthou wat doen verwerping aan jou. En aan die wat verwerp, gaan kyk of jy dit beter kan maak. Gee meer liefde, gee meer aandag, vat hulle daarin, want ons kry dit verniet van God af. God is liefde en ons kan maar net so laat dit wat hy vir ons gee, net dat oorloop en dat oorspoel op die rondom ons. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit kon nie die maklikste ding gewees het om u enigste seun vir ons te stuur met die wete dat die wêreld hom gaan verwerp nie. Maar ons is dankbaar dat u dit gedoen het. Ons is dankbaar dat ons uit sy optrede, uit sy reaksie uit, kon geleer het hoe om hierdie verwerping te verwerk en om gesond te kan word daardeur. Dankie dat u vir ons hierdie tool gegee het, hierdie gereedskapstuk gegee het, sodat ons
kan groei daarin. Dat ons nie gaan stagneer op die pyn van verwerping nie, maar ons kan aanbeweeg en kan fokus op die wat rondom ons is. En Vader, uit ons harte uit sê ons dankie vir die wat stiek. Vir die wat hier bly, vir die wat in ons kring bly, vir die wat help om ons op te bou, vir die wat help om ons koppe bo die water te hou, vir die wat aanhou bid vir ons, vir die wat ons lief het, en die wat ons nie los nie. Dankie vir elkeen van hulle. En Vader, die wat ons verwerp het, bring ons na U, en ons plaas hulle by U voete neer. Ons vra, Here, maak heel, maak gesond, raak hulle lewens aan asseblief. Maak die seer van verwerping in hulle lewens heel, sodat hulle hierdie verwerping kan omsit aan aanvaarding, en dat hulle die mense rondom hulle aanvaar, dat hulle hulle hulp sal aanvaar en hulle liefde sal aanvaar, en ook dat hulle die counseling wat hulle kant toe kom, sal aanvaar en nie verwerp nie. Vader, dankie dat U ons aangeneem het in U familie, deur ons kosbare Jesus Christus. Dankie dat U ons nie verwerp nie, al maak ons hoe droog hier, maar dat U ons altyd lief het, en dat U nooit opgee op ons nie. En dat U elke keer ons met liefde hanteer, en aanvaar, en versorg, soos wat net U kan. Vader, maak ons harte asseblief sag, sodat ons met U oë na mense kan kyk. Vader, ons aanbid U, en dankie vir die woord vandag, en dankie dat U ons help en leer om vry te word van hierdie pyn van verwerping. Ons het U lief en ons aanbid U. Vader, en ons bid dit vandag in Jesus naam.